In ons wêreld vandag word sukses gemeet aan prestasie, aan jou invloed, aan jou resultate. Dis hoe die wêreld sukses meet. Hulle kyk na jou kar, na jou bankrekening, na al daai goed. Maar God werk anders. Hy roep jou nie om in die wêreld se oë suksesvol te wees nie, maar om getrou te wees aan hom. Dis nie jou werk om dinge te laat gebeur nie, maar om te bid laat dit wel gebeur. Dit is God se werk om resultate in jou lewe te plaas. Jou rol is om te bid, om 'n diepe verhouding met hom te hê en te doen wat die Bybel ons leer en om sy wil te volg. En dit lyk nie so sukses in mense se oë nie. Ons lees Micha 6 vers 8. Hy het jou bekend gemaak o mens wat goed is, en wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde tot trou te betoon en nederig te wandel met jou God. Daai nederig te wandel met jou God, daai verhouding met jou God is hier die belangrikste deel. God vra nie laat ons wonderlike dinge moet regkry en wonderlike dinge moet doen nie. Hy vra laat ons getrou bly aan hom, laat ons bly glo aan hom, laat ons saam met hom stap al gaan dinge moeilik. Al werk dinge nie uit soos jy hoop nie, dat jy bly glo en bly vertrou en bly sy aangesig soek. Ons gaan deur moeilike tye wanneer ons in geloof leef, maar ware gehoorsaamheid word dikwels vergesel met beproewing. Want die vyand veg teen alles wat heilig is. Hy gaan teen jou beklei. Maar moenie skrik nie, want jou pyn en jou moeilike omstandighede is nie verniet nie. God gebruik dit om jou voor te berei vir wat kom. 2 Korintiërs 4 vers 17 tot 18. Want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, terwyl ons nie let op sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Wat 'n troos is dit, dat God werk in die onsigbare, dat dit wat ons deurgaan nie onnodig is. Selfs wanneer jy nie dadelik die vrug van jou gehoorsaamheid sien nie, is God aan die werk. Hy versterk jou karakter, hy slyp jou geloof, hy bou iets in jou wat vir ewig sal hou. Jou pad van gehoorsaamheid kan rof wees. Jou pad wat jy saam met God stap, kan jy partykeer alleen voel, maar jy is nie alleen nie, want in Psalm 94 vers 18 en 19 gee God vir ons hierdie belofte. As ek sê my voet wankel, dan ondersteun u goedertierendheid my, o Here. By die menigvuldigheid van my sorggedagtes in my binneste, verkoop u vertroostinge my siel. Ons is nie geroep om in die wêreld se oë suksesvol te wees nie. Ons is geroep om in geloof te leef, om 'n verhouding met God te hê. En daardie getrouheid, hoe eenvoudig dit ook al is, hoe ongering dit in jou eie oë is, het ewige waarde in God se oë. En onthou dat die Bybel maak dit vir ons duidelik dat ons hier op aarde nie beskaamd sal staan nie, dat ons koppe kan optel en met trots God kan volg. Want dit gaan nie hier oor wat die mense van die wêreld van jou dink of wat die wêreld van jou dink nie. Dit gaan oor jou diepe verhouding met God en dat jy sy wil soek, dat jy sy aangesig soek. Wanneer dinge begin rof raak, gaan op jou knieë. Bou jou verhouding met die Here. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat U ons God is en ons koning en dat ons vertroue volkome in U kan sit. Help ons om hierdie pad met U te stap elke dag en om U te soek in alles wat ons doen. En help ons om nie meer bekommerd te wees oor hoe die wêreld ons meet nie, maar dat ons daarop sal staat maak dat ons in U oë alreeds genoeg is. Amen.